Goeiemôre. Vanoggend wil ek gou met al die aspirant refugees gesels wat Amerika toe wil kom en die wat al klaar hier geland het. Ek sien in die laaste week of so is daar 'n ernstige poging van anti-American experts om fearmongering te saai onder die mense wat wil die refugee program gebruik of wat hiernatoe wil kom. En hulle het allerhande plakate, valse en verdraaide informasie en evidence wat hulle nou wil gebruik om jou te probeer bang praat. En ek wil net so 4 of 5 van daai items aanspreek wat hulle gebruik om nou probeer mense bang te praat om die program te gebruik en dan hiernatoe te kom. Die heel eerste een wat ek gesien het wat nogal opvallend was dat Amerika se crime rate baie hoër as Suid-Afrika se is. Nou obviously is daai komment en daai persepsie word gemaak deur mense wat nie in Amerika bly nie. Hulle sien op die TV goeters, hulle sien op die internet goeters. Hulle sien verdraaide informasie, vals informasie op social media en dis nou hulle evidence wat hulle gebruik om jou bang te maak om te sê kyk die crime rate is so hoog. Nou as jy net 'n gewone Google search doen, dan gaan jy sien die moordsyfer in Suid-Afrika is 45 mense uit elke 100,000 uit. En die moordsyfer in Amerika is maar 5.5 uit elke 100,000. Met ander woorde, die moordsyfer, die moordrate in Suid-Afrika is 9 keer hoër as in Amerika. Ook weet ons almal dit nou al, dat 'n groot deel van die moord in Suid-Afrika is targeted moord omdat jy 'n wit mens is. Plaasaanvalle, huisaanvalle, die tipe van ding, hulle kom in jou huis, hulle wil jou uitmoor, hulle wil jou vrou en kinders ryp voor die man en dan wil die man doodskiet voor die vrou en kinders, om weet veer in die mense om hulle uit Afrika uit te dryf, dis hulle plan, dis wat hulle al vir 30 jaar doen. In Amerika kry jy die moordsyfer, wat maar 5.5 per 100,000 is, en die moord hierso, as jy gaan 'n bietjie navorsing doen, dan kom jy agter, dis nie targeted nie, jy word nie gemerk, jy word nie vermoor oor jy spesifieke bevolkingsgroep is nie. Die grootste deel van die moord in Amerika is mense wat mekaar ken en gangsters. Nou as jy in Chicago, Southside of in Memphis of in Los Angeles, daar in die neighborhood gaan bly waar die gangsters uithang, ja, die kans is groot dat jy in crossfire getref kan word of dat jy aangeval kan word want hulle het jou verkeerde huis bygekom of so, of jy het jouself skuldig gemaak aan 'n bad deal met drug deals. So die grootste meerderheid moorde in Amerika is gang-related en mense wat mekaar ken. As jy daai verstaan. Daar's ook, as jy kyk en dan sê hulle, ja, maar wat van al die mass shootings in Amerika? Nou, jy moet ook die media verstaan hier so in Amerika. Die media is grotendeels liberal. In ander woorde, hulle word deur die Democrats geran. Die Democrats straal vir jare en jare en jare om ons guns weg te vat. So enigiets wat gebeur, gaan hulle elke hand op die nuus kom en sê, kyk, dit nou weer, mass shooting, ons moet die mense se guns wegvat. Want dis wat hulle probeer, en hulle gaan dit nooit regkry nie, nooit nie. Daar's geen manier dat die mense in Amerika hulle guns gaan opgee nie, daar's nie manier nie, en daar's geen, polisie of weermag wat dit kan uitvoer nie, want die polisie en die weermag is ek en my maatjies, en ons gaan definitief die straat afgaan en ander mense in ons eie guns wegvat en ons eie guns opgee nie. En ook die grootste gedeelte van die polisie en die weermag, ons is conservative Republican side anyway, so, dit gaan nie gebeur nie. Nou verstaan jy, nou sê hulle, volgens die media is daar 'n mass shooting elke dag in Amerika. Nou hulle identifiseer, hulle definisie vir 'n mass shooting, as meer as 2 mense of meer as 3 mense involved is in 'n shooting, maak nie saak of wie is dood en whatever nie, dan is dit 'n mass shooting. Nou, is die gangs mekaar uitsort daar in Chicago se strate, is hulle op mekaar skiet, daar was meer as 2 of 3 mense, dan word dit gemerk as 'n mass shooting. Maar op TV wil hulle sit, nee, dit is 'n skieter wat ingaan en onskuldige mense in 'n restaurant of 'n kerk of 'n iets of so gaan op hulle skiet. Maar dit is nie die geval nie.
Nou daai tipe voorvalle kry ons. Ons kry ek nou en dan. Hier was die naweek weer een gewees by 'n kerk waar die ou die kerk ingekom het, 'n paar skote probeer skiet het, mense dood is, daar's nou al 4 dood en hy die kerk in die brand gesteek. Maar dit was 'n targeted thing. Dit was 'n ou wat hy het reguit vir die announcers sê dat daai kerk, hulle is die anti-Christ en het hulle so gaan aanval. Nou en dan kry jy in die skole gebeur het, dat en dit word nou al minder, maar jy gaan dit nog steeds nou en dan kry. So, daai fearmongering dat dit elke dag gebeur oralste in Amerika, kom nou man. Daai ou wat dit kom wys my, want hier waar ek by nog nooit gesien nie. So, dis die crime. Die volgende punt wat ek gebruik is die ekonomie. Die Amerikaanse ekonomie gaan kollaps. Amerika is bankrot, is die grootste wat hulle gebruik. Ek hoor dit al vir 20, 30 jaar. En die dollar gaan binne volgende jaar kollaps. Ek hoor daai ook al vir elke jaar vir die laaste 20 jaar. Amerika is die grootste en die sterkste ekonomie in die wêreld. Ons ekonomie groei op die oomblik en ons is baie ver van bankrot af. Mense is bankrot wanneer jy nie meer jou skulde kan betaal nie, maar as jy 'n skuld het van $30 triljoen, $33 triljoen ons skuld, kyk hulle is bankrot, kyk hulle groot skuld. Maar hulle praat nie van in dieselfde sin van oor die 200 triljoen assets wat die land het nie, wat daai 30 triljoen cover. So, nee, ons het nie 'n probleem met die ekonomie nie, die ekonomie is sterk en hy groei, die inflasie is laag en die mense se inkomste en spending is op. Kyk maar, jy kan maar jouself die navorsing doen. Dan sê hulle, ja, maar hulle het 'n weak military, weet jy, hoekom dit nou 'n deel van warmongering of fearmongering is nie. Sorry vir julle, ons is the most powerful military in the world. Dis nou bewys. Okay, behalwe McGregor, Scott Ritter en Douglas McGregor en Jeffrey Sachs, hulle sê, nee, ons gaan so sukkel teen Rusland en China, ag kom nou man. Anti-Amerika mense wat net hulle eie goeders. Vra die generale wat heiliglik dien, of vat vir Pete Hegseth, luister wat hy nou net sê daar so op sy lewendige uitsending. En dan die ander een wat hulle gebruik is, you will be returned. Die volgende president gaan hierdie ding stop en almal wat op die refugee-program gekom het, gaan teruggedraai word en teruggestuur word Suid-Afrika toe. Hulle kan dit nie doen nie. Sodra jy kom op die refugee-program, as jy op die status, jy gaan binnekort jou green card kry, en as sodra jou green card, jou citizenship kry, kan geen ander flippende regering of political party daai ding reverse nie. Jy's deel. So moenie oor dit worry nie, want ek het al daai vraag 'n paar keer gekry ook. En die laaste een wat hulle gebruik, you will be on the streets. Jy gaan net op die straat eindig as jy baie bad decisions maak. So as jy hier kom in die program volg en jou agent volg en jou supporter en support volg, gaan daar's geen manier, hier sit ek al 17 jaar in Amerika, ek nog nooit op die straat gesit nie. Ek nog nooit eens naby in die straat gesit nie. Want ek leef binne my mens en ek kom hier so en ek doen my deel. Enige iemand in Amerika wat die kom en sy deel doen, kan soos 'n koning lewe. Enige iemand. Maak nie saak of hy, en ek het heel voor begin toe ek hier kom. Ek en my vrou en my kind, ek moes heel voor met alles begin. So, is een ou het kan maak, kan almal dit maak. Is die homeless mense in Amerika? Ja, hy is. Is die persentasie groot? Nee, is nie so groot nie. Het hulle nodig om homeless te wees? Nee, hulle het nie. Niemand het nodig om unemployed te wees in Amerika nie, want daar's meer oop jobs in Amerika as wat daar unemployed mense is. Hulle wil net op hulle gate sit en niks doen nie, dat die staat vir hulle betaal. Maar ongelukkig vir hulle het die waar Biden se stelsel in was wat hulle vir hulle betaal het vir 9 maande en 12 maande, terwyl hulle op hulle gaie sit, is verby. Nou moet hulle opstaan en gaan werk. So, die die fearmongering wat so van die anti-American kabaal afkom om jou te probeer bang praat, moet asseblief nie vir hulle luister nie. En jy's welkom om op enige van my video's vrae te vra. As jy iets sien wat jy dink, hier is dit regtig so, as jy even op die media iets sien wat vir jou baie snaaks lyk of so, vra my gerus. Ek sal vir jou by die regte antwoorde uitkom. Mense vra my, nou hoe weet jy van al die goeters? Onthou ek is 'n soldaat. Ons kry 2 intelligence briefings elke maand. Dis die een punt. Die tweede punt, ek het op eenhede gedien en saam met, ons het 'n netwerk, 'n hele netwerk. Die ouens wat saam met my basiese opleiding gedoen het, die ouens wat saam met my eenheid was, die ouens wat saam met my sergeant-kursus gedoen het, AIT-kursus gedoen het. Ons kom van reg oor die land af. Ons is nog steeds 'n netwerk. Ons chat met mekaar.
So, is iets gebeur in Wisconsin, dan bel ek my vriend of text my vriend David in Wisconsin. Hey, vind jy vir ons uit wat daar aangaan, want jy bly mos naby, direk. So, ek gaan nie persoonlik self by Wisconsin uitkom nie, maar ek het contacts daar wat vir my kan sê, fisies wat gaan op die grond aan. Ons eenheid, een aan die eenheid waar ons dien, praat die mense met mekaar ook, en hulle maatjies wat saam met hulle op basis was. Dis vir die nice ding is van die United States Military, ons het groot netwerke en kan direkte info, en ons het nie nodig om vir mekaar te lieg oor wat gaan op die grond aan nie, want dis nie die doel nie. So, onthou as jy enigiets nodig het, enige informasie, is ietsie vir jou reg lyk nie, as jy sien mense praat, as spesifiek daar in Suid-Afrika, groot commentators wat allerhande fearmongering en groot stront praat, jy kan my vra, ek sal jou help met die antwoorde. Dis dan al wat ek vir vandag wil sê, so, moenie worry oor fearmongering worry nie, gaan aan met die program, en kom hier en geniet jou lewe en kry 'n beter lewe vir jouself. Baie dankie.